Hallo julle. Môre Julle. Vandag wil ons 'n bietjie gesels van hoeveel keer dink jy gaan jy alleen deur iets? Ons almal gaan een of ander tyd deur 'n paniek aanval. Dalk nie van julle nie, dan is julle baie gelukkig. Maar al 4 van ons wat hier sit, het in een of ander vorm al dit experience, of ons dit self experience het, of ons dit iemand in ons familie het wat daarmee sukkel. So ons wil vanoggend sê, jy is nie alleen nie. Jy kan daar sit en jy kan dink, maar ek gaan alleen deur hierdie ding. Ek gaan alleen deur die panic attacks, waar jy in die aande dalk in jou bed lê en voel asof iets jou wil versmoor, want is letterlik wat jy dink jy gaan nou doodgaan. So ons wil vanoggend bietjie van ons storie share en waar dit begin het en net bietjie oorwinning ook, want ons oorwinning lê absoluut in hom en ons kan nie hierdie oorwin sonder hom nie. So ons wil net vir julle sê vanoggend, julle is nie alleen nie. Ons baie mense wat met panic attacks sukkel. Baie meer as wat ons besef. Ek weet net almal van ons hierso, 3 van ons het dit al self experience. En Linda en dalk in haar familie of wat ook al. Definitief. Wat dit ook al experience het, so ons gaan net bietjie deel met julle. Ja, so ek het gedink om net bietjie so 'n kort weergawe van my getuienis te gee. Ek het so baie getuienis, maar hierdie is regtig dit is net soos iets amazing wat met my gebeur het. So 'n paar jaar terug, my kinders was nog klein, die tweeling was in kleuterskool en Andrea en Lenaila was in die laerskool. En ek was bietjie weg ons was 'n paar vriendinne wat die naweek weggegaan het en toe ek nou die maandag terugkom toe besluit ek gaan nou nie die tweeling skool toe stuur nie want ek het nou hulle verlang die naweek. So gaan hulle bietjie by die huis hou. En daai middag het ons ook 'n koekverkoping gehad by een van die aktiwiteite wat my kinders doen na skool. So ek en die tweeling ry toe op Hendrik Potgieter na daai sweets fabriek toe en ek kry toe 'n paar goedjies daarso. En toe ek terugry en ek is seker 2 kilometer van my huis af, toe een of ander rede, ek weet nou nog nie, maar dit is net die Heilige Gees, vra ek toe vir die tweeling, ken hulle vir Jesus? En die tweeling sê vir my, want hulle is nou so 5, ja, hulle was so 5 gewees, nee, wie is Jesus, sê hulle vir my, ek sê vir hulle, nee, julle weet wie is Jesus, mamma vertel julle elke aand, ons lees Bybelstories, daar stadium het ons nog elke aand nog liedjies ook gesing, ek sê, julle weet wie is Jesus, en ek eindig met hierdie laaste sinnetjie toe ek my driveway inry, en ek sê vir daai tweeling, en weet julle, Jesus stuur elke dag sy engele om ons te beskerm. En vir een of ander rede ry ek nie, so as jy by ons hek inry, dan kan jy deurry, maar vir een of ander rede stop ek in die middel van ons garage, so daar kan nie 'n kar links by my verbykom, of daar kan ook nie 'n kar regs by my verbykom, en toe ek so inkyk, en opkyk in my spieeltjie, toe so 'n ander motor wat agter my staan. En eers dink ek, miskien is dit ook iemand wat directions wil hê of so iets, en daar klim toe 'n swart man uit, en hy kom na my kant toe, en hy ruk my deur oop, en hy sit 'n geweer in my hier, en hy sê vir my, as jy enige geluid maak, dan skiet ek jou vandag. En die tweeling is altyd so bubbly, hulle sal nou vra, maar wat doen hierdie ou, en hulle was net choopstil. Dis maar, was my regtig asof die Here engel tussen die tweeetjies geplaas het. En toe ek wees en toe is daar nog 'n ander ene wat by die ander kant se deur is, het iemand by my hek gestaan, so hulle was in totaal 4 gewees, want een het dan ook in die kar gewag. En ja, ek meen, so 'n situasie kan lelik verkeerd gaan, so ek het gewoonlik 'n nanny gehad wat my bietjie gehelp het met die tweeling, so die maandag het ek haar nou afgegee, want sy het die naweek my man bietjie gehelp met die tweeling. En my huishulp was bietjie daar gewees, hy het so 2 keer 'n week op daardie stadium ingekom, en sy hoor toe hoe my honde verskriklik blaf. En sy gaan toe en sy kyk by die venster en sy sien wat besig is om te gebeur, en sy hardloop om ons panic button te druk, maar sy sê dit was amper asof daar was 'n force gewees wat haar gekeer het, sy kon nie daai panic button gedruk het nie, want ek het nie 'n silent alarm nie, as jy ons panic button druk, dan is dit 'n hengse lawaai wat maak, en ek dink daai mense is ook al klaar, jy weet, hulle is vol adrenaline, dis so 'n situasie kan maklik verkeerd gaan. En ja, hulle het toe my trouring gevat, die een ou het my ketting afgeruk, hulle het my handsak gevat met al my goeders daar binne, maar vir my het dit gelyk asof hulle was so afgeskok geweest toe hulle die tweeling in die motor gesien het, ek wonder of hulle nie my kar wou gevat het nie, en ook, as ek nie in die middel van ons garage gestop het nie, en ek het deurgery,
dan kon hulle agter my aangery het en dan het hulle vir my gesê maak die hek toe en dan was dit 'n heeltemal 'n ander situasie gewees. So 'n jaar nadat daai met my gebeur het. Toe raak ek verskriklik siek. Ek kry nie asem in die aande nie. Ek het toe vir maande wat ek regop sit in die aande, ek pak my kussings en net laat dit voel asof my lugweg kan oop wees. En so begin my journey na allerlei dokters toe, waar ek toe eventually by 'n longspesialis opgeëindig het en dis eintlik my buurman oor kan die straat en toe sê hy vir my luister hierso Lillian, ek dink jy kry panic attacks en dit jy moet gaan op 'n antidepressant en so julle ek het met daai voorskrif in my kabeljou gery vir baie lank en dit is nie dat ek enigiets het teen enige iemand wat antidepressante gebruik het nie, maar ek kom uit 'n huis uit waar ek kom uit 'n huis uit waar antidepressante iets is maar wat ek mee groot geword het en ek wou nie self daai pad gevat het nie. Maar jy's so desperaat want ek kry nie asem nie, ek wil so graag beter voel. Maar en ek is beter. Abba het al deurgekom vir my. Ek en Karen gesels nou. Ek kon nie eers in 'n fliek gesit het nie. Ek het heeltemal claustrophobic gevoel in 'n fliekteater. Maar ek is nou al vry van dit. Ek kan nou al gaan fliek. Ek kan nog nie op die highway ry nie. Ek sukkel nog met daai enetjie, maar Abba is so genadig en baie keer kom hy net. Jy weet ons het baie keer maar seasons wat ons moet deurgaan en hy kom en hy vat ons stukkie vir stukkie deur dit. Maar julle is nie alleen nie. Vandat ek hierdie al gedeel het met mense, is daar soveel ander mammas wat ook nie op die highway kan ry nie. Regtig, ek was so verstom toe ek uitvind hoe baie mense is daar wat net hierdie vrees het. En Abba sê in sy woord, He hasn't given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So enigstens, elke keer as ek so voel dan ek sê daai vers net oor en oor in my kop en ja, gelukkig is ek is nou al daar waar ek kan plat slaap, lekker lê en slaap, maar ek wil tog net vir julle sê, so, toe ek nou begin het om na al hierdie dokters toe te gaan, toe sê my een dokter vir my, maar luister hierso, jy het 'n onderaktiewe skildklier, en sy dink ek het al hierdie issues dat ek nie kan asem kry as gevolg van my skildklier. En toe sien hulle ek het nodules wat ook op my skildklier groei en toe het ek nou by 'n spesialis uitgekom en die spesialis sê toe ook vir my maar die nodules en dit het niks met jou asemhaling uit te waai nie. En toe oor 3 weke. Die eerste week nooi 'n vriendin my om na Bethel het by hulle kerk opgetree en dit is die Bethel Healing Skole in Amerika. Wonderlike dinge gebeur met almal daarso maar niks gebeur met my nie. Die volgende week nooi iemand my Pretoria toe, ook om na 'n profetes daar te gaan luister. Wonderlike dinge gebeur met almal daarso maar niks met my nie. Die 3de week nooi 'n vriendin my om na haar dogtertjie se juffrou het 'n balletskool hier in Beraria en sy gaan iemand nooi om haar getuienis te gee van hoe die Here haar gesond gemaak het. En toe gaan ek nie met 'n verwagting nie. Ek wil 'n storie van hoop hê, hoe God iemand anders geheel het. En toe ek daar kom en daai vrou se storie hoor, het ek so gehuil. En toe kom sit sy by my, en niemand daag op nie, dis die ander ding. Dis 'n groot balletskool, hierdie vrou nooi almal, maar dis net ek, hierdie vriendin, die vrou wie se balletskool het, is die vrou wat haar getuienis gee aan 'n ander vrou. So net 5 mense daag op, maar uit daai 5 uit, kom Abba en hy kom heel my. Want toe daai vroutjie by my kom sit, en sy sê vir my, maar hoekom huil jy so? En ek vertel van my, hoorie, so ek sit nou al vir maande, ek kan nie slaap nie, ek kry nie asem nie, en sy sê toe vir my, kan sy vir my bid? En sy begin bid, en sy bid in tale, en sy sê toe vir my, but the Lord is showing me that you are struggling with the spirit of fear. Are you fearful? En ek sê, nee, ek's nie bang nie. En soos wat ek dit sê die Heilige Gees vir my, maar hoeveel keer het jy nie al vir jou man gesê, kom ons trek uit die huis uit, kom ons bly nie meer nie, kom ons trek ergens waar dit veiliger is. En ek sê toe vir haar, miskien is ek fearful. En toe sê sy vir my, maar ek sien hierdie hande in jou nek, wat is dit? En toe sê ek vir iemand het 'n ketting uit my. Want sy ken nie my storie nie en ek sê vir dit kan nie dit wees. Daai toe hulle my ketting vir my nek afgedruk het. En sy begin net en sy sê vir my, but you are a daughter of the King of Kings and Lord of Lords. En as jy hom dien, dan het hierdie goed nie hou vas op jou nie. En sy het net daar vir my beginne intree en vir my gebid. En ek dink, soos wat sy vir my gebid het, toe sit net asof iets my gerelease het. Die vroutjie, of die vriendin wat my genooi het, ek dink sy was so geskok geweest. Ek het geweet wat besig is om te gebeur, maar ek het nie beheer oor my liggaam gehad. Ek het net nam gevoel. Ek het also af my stoel geslaai. My gevoel asof my oë omdop.
ja, dit is soos in die movies gewees. En sy het net hierdie spirit aangespreek en toe dadelik te voel ek ewe skielik hoe word ek gerelease, is asof hierdie ding uit my mond uitgekom het. En julle van daai aand af kon ek huis toe gaan, ek kon perfek slaap op 'n plat kussing, evensins. Ek sukkel nog bietjie op die highway, maar ek is heeltemal genees en ek is so genees want ek was op Altroxin gewees vir my thyroid. 'n jaar later kom ek by my dokter. Sy sê vir my, "Where have you been? You're on chronic medication. Where are you getting your medication from?" En ek sê vir my, "Ek gebruik niks meer nie." En sy sê vir my, "Ja, the mind can be a powerful organ. Jy kan dalk dink jy voel beter, maar dis nie die geval nie, want ek het so 'n bietjie vir haar vertel wat gebeur het." En toe daai middag, toe doen sy weer bloedtoets. Ek sê vir haar, "Jy kan die bloedtoetse vat, doen, maar ek gaan nie pille drink as ek voel my liggaam het dit nie nodig nie." En daai middag, toe stuur sy het vir my 'n SMS gestuur want sy kom my nie bel nie. Toe sê sy vir my, "Dear Lillian, you will be ecstatic to know that your thyroid is within normal range." En ek bekeer absoluut niks nie. En hoeveel dokters het vir my gesê, "Once a thyroid, always a thyroid." My thyroid is genees. Prys Abba. Amen. Ja, ons gesels so Lillian, dis so waar ek kan nie, ek sê nou vir my vriendinne hierso, ek kan nie glo hoeveel mense die laaste ruk kontak my vir berading oor paniekaanvalle nie. Ek self myne het begin op die ouderdom van 19 in 'n koshuis. Was ek gewees of toe ek gaan swat het in 'n koshuis gewees een aand en ek wou uitgaan vir een of ander rede om iets in my kar te gaan haal en ek besef toe hulle sluit ons toe in die koshuis. En ek kon nie uit nie en hulle het sulke groot venstertjies gehad wat ek definitief nie sou deurpas nie, niemand sou nie. En daar begin my pad met vrees en met anxiety, presies dieselfde storie. Dit was so erg geweest. My man moes agter my aanry werk toe. Ek kon glad nie op 'n snelweg ry nie, kon nie in 'n vliegtuig klim nie, ek kon nie in 'n kerk sit nie, ek kon nie dit was verskriklik geweest. Dit was totaal debiliteit en ja, seker toe ons gered is, ons al ons lewe vir die Here gegee het en ons is gedoop en ek het die dag ons is gedoop en 'n paar weke na my doop toe besef ek maar ek kry nie meer paniekaanvalle nie, ek is nie angstig nie en daar het my journey begin oor dat ek 'n counselor is, begin met mense met paniek. Ek kan nie vir jou vertel hoeveel mans, vrouens, kinders ly aan paniek nie en ek dink die groot ding om te verstaan van vrees en paniek, wat dit doen is dit veral vir ons, vir jou, as jy 'n pad met die Here stap, laat dit vir jou dink daar's iets fout. Mense sal vir jou sê, maar jy het ergens 'n deur oop, want vrees is iets, onthou, vrees is soos 'n boomerang, hou daarvan om terug te kom, en baie keer maak ons die fout, dat ergens sit jy net so klein, dalk so 'n klein wankelingkie in jou geloof, en ons gee hierdie vir die Here, ons doen hierdie surrender, en die Here genees ons, en dan begin ons weer, en ons stres oor hierdie, en ons stres oor daai, en ek dink is belangrik om te besef, dat ten eerstens moenie jouself veroordeel nie, en ten tweedens, dit presies wat jy gesê, daai vers in Timothy, ek dink is ons almal se, God has not given you a spirit of fear, en daar's niks fout met jou, as jy aan paniekaanvalle ly nie, dit gaan baie oor beheer. Ek het geleer, ek het alles gaan opswat voor ek die Here ontken het, ek kon vir jou presies sê wat met jou liggaam gebeur, wat se adrenalien, ek het alles geweet. En die dag toe ek God ontmoet, and I realized it's about surrendering. It's the process of surrender. Ek gaan kyk maar. As jy angstig raak oor iets, of jy raak benoud oor iets, of jy begin stres oor iets, is die sekonde wat angs toetree. So we constantly need to declare over our lives that sy woord, sy scripture, as jy voel vrees begin jou om jou toevou, is begin sy waarheid en sy woord declare. Staan op scripture, skryf dit vir jou, praat met iemand, jy praat met iemand, ons praat, daar soveel vrouens wat sukkel met hierdie goed, maar hulle wil dit nooit herken nie. Jy is nie alleen nie. En jy is nie alleen nie, ek kan jou beloof, daar soveel, kry 'n vriendin om saam met jou te bid, even if it's just you and God, gaan sit net en leer om daai te sê, weet jy wat, ek gaan nie hierdie doen nie, ek het 'n Abba, he's got everything, hy weet waar ek is, hy weet waar ek op pad is, en hoe meer mens daai begin doen, haal jy letterlik hierdie stokke uit die vyand se hande uit, en Linda, jy het nou daaroor gepraat, daar's 'n rede hoekom partykeer vrees ons aanval, net wanneer ons baie naby aan 'n breakthrough is, jy wil dalk bietjie deel. Ja, weet julle, ek het nie self nog paniek ervaar nie. Met my menopause onthou ek het so 'n bietjie so ervaring gehad, maar dit is iets wat onder beheer is. Jy's nog so jong. Maar in elk geval ek is oor dit ook. Maar daar is familielede van my wat daarmee worstel, maar spesifiek wat hy hart so op my hart druk is my kleinkind, want sy kry paniekaanvalle. Want sy sê I cannot breathe and my spit's gonna dry up and I can't swallow. What's gonna happen to me then? So sy kry definitief paniekaanvalle, en dit is op as 'n ouma baie swaar op my hart. Ek dink nie
as mens daar is wat jy weet is jou kleinkind en direk kan ek nie iets vir haar doen nie. Ek's nie haar mamma nie. Maar my gebeur en weet jy dit is een van die valleys wat ek beleef. Ons praat almal van we all go through the valleys of darkness en wat jy so worstel en ek dink the best place to be in that valley is to holding on to the hem of Jesus' garment. Because you know that he's the only one that can, sometimes he needs to drag you, but when you want to hear God's voice, that's in your valley. We often don't hear God's voice when we're standing on the mountain tops, but if I want to hear my Father, they're in the valley where I sit with him, and sometimes we go through that, the Israelites, the 40 years in the desert, how God spoke to them, specifically spoke to them, and that's where we are, our Father, in the valley. There where we really pray and intercede for someone. And sometimes we're in that valley for a long time. Sometimes we get word, and you think you're going to just get a word today, and tomorrow you're going to be through this, and you're going to be hunky-dory. But sometimes you get a word from the Lord. It can be in dreams. It can be by somebody else's word, by a prophetic word spoken over you. But sometimes we hear his voice based in your valley. Because there you speak, because you spend the most time there with him. Because you realize then, if God is all, if our Heavenly Father is all you have, that's all you need, that's everything you need. Yeah. So then you need nothing else, because he's the only one that can take you through the valley. And sometimes our valleys last so long and longer because I think he loves spending time with us. Because that's when we spend so much time with his feet and think, oh well, I'm going to leave Linda there a bit longer because look how much time she spent with me. Those nights you get up to pray. So yes, the valleys bring us closer, but you will get through your valley because as we all say, you're not alone in your valley. And we've got the Holy Spirit with us. We've got his angels surrounding us. You know, that is the best place to be in the valley. So hang in there. And as I all said, we all go through valleys and whatever it is, Ja, ek dink ons kan nog baie daaroor praat. Ek sien ons tyd is net so bietjie, ons wil nie ons video's te lank maak nie. So, maar ek kan net vinnig sê, myne het 'n matriek begin, my panic attacks in dit, en my maat my ook soos Lillian, wat dokter na dokter toe is, van die een dokter na die ander een, ek het hoofpyne begin kry, dan sit ek naar, dan vat my ma my na 'n breinspesialiste wat dan dink sy miskien is dit 'n gewas of wat ook al. En op die einde toe die een dokter vir my ma gesê, vat haar na 'n sielkundige toe. Het jy al? Toe sê sy nee. Toe vat sy my na 'n sielkundige toe en daar het ek gesit, want ek was vir jare gemolesteer deur iemand in ons familie. Ja, nie net hy nie, paar mense in hulle familie. So daaroor gaan ons ook nog praat, want daar's baie, ek dink, baie mense wat gemolesteer is, vrouens en mans. Ons gaan nog by daai topic ook uitkom. So dit is obviously post-traumatic disorder gewees, wat getrigger het in matriek. Die persoon is toe nou al oorlede en alles, en ek het toe vir die sielkundige gesê, dit is wat met my gebeur het, en ja, sy het vir my ma toe gesê, ek moet met my ma daaroor praat. Dis nou storie vir 'n ander dag, maar daai panic attacks was erg geweest. Dit voel partykeer asof jy gaan doodgaan, maar jy gaan nie doodgaan nie. Dit is wat ek geleer het met panic attacks, en dit as jy is jou daai gedagtes, en vir te sê hoor jy, maar ek gaan nie doodgaan nie. Ek kan onthou waar ek die aande in die badkamer gesit het en gebid het, want dan voel ek nou gaan ek doodgaan. Dan lê my man salig onbewus, want dan kry ek die panic attack terwyl ek slaap, en ek staan op en ek gaan badkamer toe, hy weet nie wat aangaan nie, en I just had spiritual warfare in die badkamer, ek gaan nie doodgaan nie. En ek kan onthou, my een tannie het vir my in matriek gesê, toe ek deur hierdie gegaan het, en van die panic attacks, en sy het net vir gesê, niemand kan jou help nie, jy is die enigste persoon wat jouself kan help, en die Here. You have to conquer this fear. Sy het nie gesê met die Here nie, ons was maar NG Kerk en alles gewees, maar sy het net vir my gesê, you're gonna have to conquer it. En dit is so, jy moet net vir jouself bly sê, maar ek gaan nie doodgaan nie. This is gonna pass, want as jy kyk, actually hoe lank laaste panic attack is dit sekondes, vir jou voel dit soos ure, wat jy in daai stress sit in dit, maar it will pass. So ek dink jy moet vir jouself, as jy in daai situasie is, jy vir jouself sê, I'm gonna be okay. Haal awesome, and I'm gonna be okay. And then you pray, Holy Spirit, come sit with me, soos ek laasweek gedeel het. Kom sit by my, hou my hand vas, dat ek deur hierdie kom, en stukkie vir stukkie gaan jy dit oorwin. Want toe ek weer kyk, toe sit maande wat ek nie 'n paniekaanval gekry het nie, in matriek weet in haar na en goeters, en toe dit jare geword dat ek glad nie paniekaanvalle gekry het nie, tot iets anders te weer met my gebeur het, en toe trigger dit weer panic attacks. So
dit is soos Karen gesê het, hy kom heeltyd soos 'n boomerang terug en dan kom val hy jou weer aan, want hy weet dit is 'n plek wat hy Abba se kinders regtig waar kan onderkry en jy voel later jy's alleen, how you gonna overcome it? Maar you can overcome it. Ja. En ek dink wat ons julle mee wil los hierdie week is dit wat Junita gesê het, is a panic attack of angst might last for a minute, but you serve someone that died on a cross for eternity, and by his stripes we are healed. So, ons dink aan almal daar buite en onthou net, jy's nie alleen nie. Share your testimony by the blood of the Lamb and the word of your testimony. Deel jou testimony, share 'n boodskap op Facebook van jou getuienis, en as jy sukkel, sê bid vir my, ons bid vir jou, want jy's nie alleen. En onthou om te sê, wie is ek? Wat ons eerste recording gesê het, ons wag vir julle testimony, ons wil hoor wie julle is. Al stuur julle dit anonymous, asseblief stuur dit vir ons. Julle kan dit in ons Messenger stuur op ons bladsy of so en like and share. En ek like net ons hande, kom ons sit net almal ons hande hierso, né? Want julle is nie alleen nie. So sit 4 vrouens wat ook saam met julle is. Dis hoekom ons hierdie ding doen. Ons sit dit alles op die tafel, want dit is real. Ons is real. En kan ek net iets noem vir as ons op die snelweë is? Daar kan 'n Lillian of Junita of iemand wees wat miskien 'n paniekaanval kry en ons is ongeduldig. Kom ons wys Jesus se karakter. Wanneer jy ry, waar ook al jy is, jy weet nie wat 'n ander persoon beleef nie. Ek was nie bewus van hierdie nie en nou kan jy weet maar mense gaan deur wat ons daar is vir hulle. Dat ons ondersteuning sal optree. Amen. Ja, julle moet 'n lekker week hê. Dankie Lekker naweek en dan sien julle weer. Lekker bly, tata. Bye.